Hier in u tempel oordink ons u trou, o God. Net soos u naam, o God, so strek u lof oor die hele aarde. U mag het groot redding gebring. Aan die gemeente wat God liefhet en wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Amen. Gemeente, ons bid altyd eers saam voordat ons uit die Bybel lees. Die rede daarvoor is om vir die Here te vra dat hy ook nou sal kom en deur sy wonderlike Heilige Gees ons harte sal verlig. So jy kan net so bly sit, dan word ons stil voor die Here. So wonderlike hemelse Vader, Here, hoe heerlik is hierdie geleentheid in ons lewens vanoggend. Hoe wonderlik, Here, om in u huis te kan instap met die wete wat vasstaan dat u hier is deur u Heilige Gees. U wonder daarvan is vir ons wonderlik. Dankie, Here, vir u genade. En wanneer ons hierdie liedere so saam met ons mede lidmate sing, dan sing ons dit uit ons hart uit vir u. Want dit is die waarheid, die lied wat ons so pas gesing het, verwoord die grootste waarheid van ons geloof, dat Jesus Christus weer sal kom en dat ons by hom sal wees. Here, ons maak nou die Bybel oop en ons lees die Bybel in ons eie taal waarvoor ons lief is en ons vra dat u sal kom en self ook die woorde van die diensknegt vanoggend sal rig om God se woord te word, waaraan ons lewens kan meet, wat aan ons hoop kan gee. En ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons lees weer uit die Nuwe Testament, uit die Matteus Evangelie, hier uit Matteus 15, maar vandag lees ons vanaf vers 32. Matteus 15 vanaf vers 32 tot aan die einde van die hoofstuk. Daardie perikoop wat handel oor die tweede keer wat Jesus brood vermeerder het. Matteus 15 vanaf vers 32. Jesus het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op pad beswyk. Sy disippels sê vir hom: Waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie mense kos te gee? Hoeveel brood het julle? Vra hy vir hulle. 7, antwoord hulle, en 'n paar visies. Hy het gesê die mense moet op die grond gaan sit. Toe neem hy die 7 brode en die visse en dank God daarvoor. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan die disippels gegee en hulle dit aan die mense gegee. Almal het geëet en genoeg gekry. En die disippels het nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was 4000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Daarna het Jesus die mense huis toe gestuur, in die skuit geklim en na die gebied van Magadan vertrek. So susters, kom ons lees dan tot sover uit God se woord. Jesus sê self ook by geleentheid dat mense kan nie net van brood alleen lewe nie.
'n mens moet ook die geestelike brood, Jesus Christus self, in jou lewe hê. Die tekswoorde vir ons prediking is Jesus se vraag aan die disippels. Hoeveel brood het julle? Liewe broers en susters in die Here, 'n mens sou seker kon sê dat die verhaal van die vermeerdering van die brode en die visse 'n ongelooflike verhaal is. En met ongelooflik dan bedoel ons eintlik ongeloofwaardig. Want watter mens wat nou by sy of haar nugter verstand is, sou kan aanvaar dat met 7 brode en 2 visse jy 'n skare kan voed, waarvan die mans alleen 4000 was. So ongelooflik is hierdie verhaal dat daar in die verlede al baie pogings aangewend was om die wonderwerk rasioneel te verklaar, of selfs weg te redeneer. Maar geliefdes, wat hier beskryf word in die evangelie van Matteus, is inderdaad 'n wonderwerk. Dit is wonderlik, dit is geloofwaardig en dit is gelooflik. Want die een wat in die sentrum van die verhaal staan, is die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Die een wat selfs dooies lewend maak. En wat dinge wat nie bestaan nie, tot lewe kan roep. Die een wat die koringkorrels vorm op 'n misterieuse manier en wat uiteindelik dit laat meel word en laat brood gebak word en mense voed. En ook die een wat miljarde melkwegstelsels in sy hand hou, sou iets vir hierdie God te groot wees om te doen. Dis beslis 'n wonderwerk waarvan hier berig word, maar dan nie soos dit in die koerante gedoen sou geword het, as iets wat sensasie vir mense bring. Wonderlik om te sien hoe die evangelieskrywer, veral van Matteus se evangelie, hierdie wonderverhale eintlik plaas in die betoog van die evangelie, wat eintlik Jesus as die een wat die koninkryk van God bring, bekendstel, en hierdie wonderwerke is eintlik nie sien as tekens van die gang van hulle betoog, tekens dat die koninkryk van God in Jesus stelselmatig aanbreek. Nou as dit dan tekens is, dan beteken dit iets. Dan verwys dit altyd na iets. 'n teken wys altyd heen na iets anders. So die vraag wat ons moet vra is, hierdie wonderwerk, waarheen verwys dit? Waarvan is dit 'n teken as deel van God se koninkryk? Dit is die eerste wat aan ons uitgewys word, is 'n God wat vir sy mense omgee. Die liefde van Jesus Christus staan groot en breed in hierdie verhaal. En Jesus se liefde nie net vir mense se siele nie, maar vir die totale mens in sy konkrete alledaagse nood. Dit is my so mooi daai openingswoorde van Matteus, wat waarskynlik self dit in Jesus se oë gesien het, self in Jesus se stem gehoor het, omdat hy waarskynlik langs Jesus gestaan het. Hy begin deur te sê, toe Jesus vir hierdie mense kyk, het hy hulle innig jammer gekry. Daarom lees ons dat Jesus, omdat hy hulle jammer kry, handel en optree. Daarom sien hy hulle hongersnood raak. Daarom weet hy, 'n mens kan nie eintlik jou naaste lief hê of God aanbid op 'n leë maag nie. Die Here het nie vrede met hongersnood nie, ook nie met siekte of enige vorm van menslike lyding, of dit liggaamlik, emosioneel of geestelik is. Dit raak God, dit roer God. Juist daarom wys hierdie teken in die tweede plek van die vermeerdering ook verder na 'n dieper honger wat ons eintlik almal maar het en wat die Here alleen kan stil.
Dit is my altyd so mooi die uitspraak van die kerkvader Augustinus wat gesê het, my hart bly onrustig totdat dit rus vind in God. Net in God. En omdat ons daardie honger het, daardie honger wat ook gelei het daartoe dat u vanoggend hier is, dis 'n hinkering. Daarom sê die Here, onthou, ek gee vir julle die brood. Elke dag sit hy dit op ons tafel. Maar jy kan nie net van hierdie brood leef nie. Jy moet leef van die brood wat Jesus self is, die woord wat uit die mond van God kom. So in die sentrum van hierdie verhaal staan Jesus as die een wat honger stil en wat dors les. En eintlik moes die Joodse skare hier onmiddellik verstaan het. Want as Jesus hier voor hulle staan en die brood breek, het baie van hulle miskien teruggedink aan hoe hulle ouers en grootouers voor hulle vir hulle vertel het van die manna in die woestyn, tydens die beloofde land. Toe die Here daar ook hulle liggaamlike honger gestil het, maar ook hulle geestelike honger. Maar hierdie teken van die vermeerdering van die brood wys in die derde plek nog verder, want wanneer Jesus die brood breek, is dit 'n verwysing na die dag wanneer sy liggaam aan die kruis gebreek sou word. Die vermeerdering van die brood dui op die verhoging aan die kruis. En daarom het Jesus op die aand, voordat hy verraai is, gesê het, julle eet baie keer brood, maar hierdie ete is vanaand anders. Hierdie brood dui op my liggaam, wat vir alle mense gegee sou word. So wanneer Jesus hier opkyk na die hemel en die seën vra, die brood breek en dit uitdeel, dan gaan die swaard van sy lyding reeds deur hom. In sy geestesoog sien hy reeds die kruis. Maar Jesus kyk ook verder as dit. Hy sien die feestafels, waarby mense wat in hom leef, sal aansit en die ewige brood in die hemel saam met hom sal geniet. Daar sal ons saam brood breek. Jesus sien hier terwyl hy die brood breek, by die kruis verby, op die bruilofsmaal van die lam, waar mense wat in hom glo, saam met hom sou aansit. Broers en susters, ons sou hier kon eindig, hier by die vermeerdering van die brood, wat dui op die bruilofsmaal van die lam. Maar Jesus eindig nie hier nie. Hy laat die teken ook na sy disippels wys. En dis vir ons die heel belangrikste om vanoggend te hoor. Die teken van die brood wat vir mense gegee word, betrek hy die disippels. Hy vra vir hulle, hoeveel brood het julle? Markus stel dit anders. Markus sê dat Jesus vir die disippels gesê het, gee julle vir hulle iets om te eet. Die disippels moes oorweldig gevoel het. Die opdrag is onmoontlik. Die getalle, die statistiek is teen hulle. Waarskynlik was dit omtrent iets soos 12.000 mense. 7 brode, 2 visse. Dieselfde geld vir ons, vir u en my in ons lewe hier as kerk, as gemeente en as individuele gelowiges, waar ons elke dag tussen mense beleef en rondgaan waar daar soveel nood is. Waar begin ons? Waar begin Jesus met sy disippels? Hy begin deur dit wat hulle het en sê, dit wat jy het, regeer dit vir my. Hulle sê, Here, al wat ons het, is maar hierdie paar broodjies, hierdie paar visies, dis al. Maar ons het dit en ons gee dit, Here. En dan vat die Here dit, en hy maak daarvan iets onsagwekkends. Hy voed 12.000 mense. Die Here sê vir ons kan nie alles doen. Ons hoef nie alles te doen. Maar ons moet ook nie niks doen.
'n bietjie is alreeds 'n begin. 'n Bietjie kan dalk baie word, want God vat jou bietjie en hy maak dit baie. In Jesus se hande word jou klein gee vir God tyd, aandag, liefde word groot. Ons kan die tekens van die koninkryk van God oprig deur die dinge wat ons sê vir mense, die dinge wat ons doen vir mense. Elke keer wanneer ons 'n woord van bemoediging, 'n woord van vergifnis, 'n woord van seën oor iemand uitspreek, dan vat Jesus ons klein eenvoudige woordjies en hy maak dit vir daardie mense iets geweldigs, iets lewensveranderend. Ons kan die tekens van die koninkryk oprig in ons klein dade van barmhartigheid, ons gesindhede, ons deeltjie wat ons vir gelowiges doen. Gaan doen jy iets vir iemand anders, hoe klein, hoe onbenullig ook al. En God sê, ek vat daai klein daadjie van barmhartigheid en ek maak dit iets geweldigs. 'n Klompie studente het 'n reuse kruis op Papegaaiberg net buite Stellenbosch opgerig, wat tussen Paasfees en Pinkster in die aande vir almal geskyn het, om te sien. Wat hulle nooit besef het nie is hoeveel hierdie verligte kruis vir mense sou beteken. Een familie, vir wie dit besondere troos ingehou het, sy jong seun het gesterf. In die aande, as dit donker was en die hartseer oor hulle toegesak het, dan kon hulle die kruis sien. Maar die aangrypende was dat hulle dit net vanuit een plek in die huis kon sien. Die seun se kamer. En hulle moes op sy bed sit om dit te sien. In hulle matelose smart was die kruis daar. Ons kan nie almal kruis op 'n berg oprig nie, maar ons kan tekens laat. Ons kan tekens wees van God se barmhartigheid en sy liefde verander. Al het ons net 7 brode, 2 visse. God maak jou bietjie baie. Mag die Here ons daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat as U ons na ons kyk, dan is dit altyd met liefde. Dan kry U ons altyd jammer. Daarom is U 'n God wat vir ons so goed is en wie se liefde vir ons mateloos is. Daarom stuur U Seun. Daarom is die Heilige Gees elke dag by om ons te bemoedig. Ook in daardie tye wanneer dit vir ons swaar is en moeilik is. Dankie Here dat ons ook met die klein bietjies wat ons het, so baie kan doen. Klein woordjie, klein daad van liefde word vir iemand anders geweldig. Want U kom deur die Gees en U maak ons bietjie baie deur U genade. Help ons om ingestel te wees om altyd ander se nood te verlig, aan ander liefde te betoon, aan ander te dink, want daardeur Here eer ons U en maak ons lewens sinvol. Help U ons altyd daartoe. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings, ter wille van die huis van die Here ons God. Bid ons dat dit met jou goed sal gaan. Amen.